Dit is my voorreg om so saam met jou in die woord van God te kan kuier en ook veral in hierdie tema waar ons stil staan by die Heilige Gees. In die komende weke gaan ons nog meer in diepte kyk na wat die Gees alles vir en in ons doen. Maar vir nou moet ons eers net deeglik bewus wees daarvan, dat hy in ons kom woon het, nie kom kuier het nie, nie kom inspeksie doen het nie. Hy is nie soos 'n terapeut na wie toe jy gaan as jy jouself nou nie meer kan help nie. Nee, hy het in jou kom woon as jou ewige vriend en trooster en leidsman. In die ou vertaling in Johannes 14 vers 23 staan daar, Jesus sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. In 1 Johannes 1 vers 27 lees ons dat Johannes skryf, wat julle egter betref, die Gees waarmee julle gesalf is, bly in julle. En dan sê hy verder, sy Gees leer julle alles, en wat hy julle leer is die waarheid, en geen leuen nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 1 vers 21 en 22, God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Die Gees van Christus het na my en jou toe gekom en na al God se kinders en hy woon in ons. Dit was nie net vir die eerste disippels nie. Dit was nie net vir die eerste eeu nie. Dis tot nou toe nog vir elke gelowige. Paulus skryf in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie. En dan in hoofstuk 6 het hy maar 'n stryd met die Korinte wat maar in 'n woeste stad gewoon het vol onsedelikheid. En dan moet hy die Christene bemoedig. Hy skryf vir hulle in 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20, besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang. Julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Vroeger in vers 17 verduidelik hy dit so, hy sê, wie hom of haar met die Here verenig, is geestelik een met hom. Die Heilige Gees het in God se kinders, in my en jou kom woon. Dit is 'n wonderlike versekering en 'n troos. Jy is nooit sonder God nie. Maar die Heilige Gees is, soos die Engelse sê, 'n gentleman. Hy probeer jou aandag kry. Hy moet behoorlik kompeteer vir jou aandag. Moenie hom ignoreer nie. Luister na sy stem. Kom ons maak tyd om hom te hoor en ons hoor sy stem gewoonlik die beste in stilte. Kom ons bid saam. Here Heilige Gees, baie dankie dat U in ons woon en dat U Christus se Gees in ons is, dat U in liefde in ons harte uitgestort is. Help ons om U stem duidelik te hoor. Ons wil tyd maak. Ons wil mooi luister na wat U vir ons sê, waar U ons lei en waar U ons stuur. Dankie dat U getrou is en dat U vir ons lief is. Amen.